Soms kan ons as gelowiges nie verstaan waarom dinge in ons lewens verkeerd loop nie. Waarom daar soveel pyn, lyding en struikelblokke op ons pad kom. Ons voel dat hoe harder ons bid en hoe meer ons die Bybel bestudeer, hoe moeiliker al dinge rondom ons. Dit terwyl dit met die ongelowiges rondom ons so goed gaan. Soms wonder ons selfs of dit alles die moeite werd is. Hoe lewe ons disippelskap uit en motiveer ons ander mense om hulle te bekeer en Christus as hulle verlosser aan te neem, as daar voortdurend nuwe probleme en struikelblokke op ons as Christen gelowiges se pad opduik. Jy sien, dit is juist hier waar my en jou geloof getoets word. Staan ons in ware geloof, of is dit slegs 'n geloofsmasker wat ons dra om ander mense te beïndruk? God se plan vir jou en my as Christen gelowiges is gerig op die hiernamaals. Dis dan ook nodig dat ons aan sekere dinge wat buite ons comfortzone val, blootgestel moet word, om ons gesindheid teenoor God te toets. En lees ons juist in Spreuke 17 vers 3 hieroor. Sê silwer word in 'n smeltkroes gelouter en goud in 'n oond, maar dis die Here wat die gesindheid toets. Ons lees nêrens in die skrif dat die Here vir ons sê dat as ons hom volg, dit met ons net goed sal gaan. Ons lees wel dat hy ons nooit alleen sal los nie. En is dit belangrik dat ons juist hieraan moet vashou in geloof. Hebreërs 13 vers 5 lees as volg: Hou jou lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, julle nooit in die steek laat. Jesaja 43 vers 2 sê vir ons: As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Lees gerus ook Psalms 23 vers 4 en Psalms 46 vers 8 en vers 12. Romeine 8 vers 28 sê vir ons dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Onthou dat ons tydjie op aarde van korte duur is, en dat dit wat ons gedurende ons aardse bestaan as lyding en struikelblokke sien, net tydelik is, dat ons nooit bo ons vermoëns beproef sal word. Ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. 2 Tessalonisense 1 vers 5 tot 6 sê vir ons: Dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. God is tog regverdig. Die mens onder wie julle nou so ly, sal hy as straf ook laat ly. Openbaring 21 vers 3 tot 4. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Kom ons gaan die sogenaamde probleme en uitdagings van die lewe met blydskap en ywer tegemoet. Met die wete dat ons nooit alleen is nie, en dat die Here altyd deur middel van die Heilige Gees in ons lewens teenwoordig is. Ter voorbereiding vir ons lewe saam met hom in die hiernamaals. 'n Ewige lewe in heerlikheid in die teenwoordigheid van Christus waarop die wat volhard in die geloof.